Kezia en haar gesin woon in Lusaka, Zambië, waar haar vader dien as die Unie Rentmeesterskap direkteur. Een aand gedurende haar gesinsgodsdiens het Kezia se vader almal aangemoedig om tiende en offergawes gereeld en sistematies terug te bring. Hy het toe verduidelik dat gereeldheid afhang van hoe dikwels 'n persoon 'n inkomste kry en die metode vir die terugbring van offergawes wat 'n proporsionele stelsel volg. In gebed het hy gesê dat ons beloof om 'n persentasie van ons inkomste as 'n offergawe aan God terug te gee, elke keer wanneer daar 'n inkomste of vermeerdering is. Voor die slotgebed het Kezia gewys dat sy wou praat. Pappa, het jy gesê dat ons almal tiende teruggee en offergawes gee? Toe haar vader geantwoord het ja, het sy haar kop geskud en gesê nee pappa, ek bring nie self tiende terug en gee nie offergawes nie. Haar ouers het verstaan, tot op daardie tydstip het hulle tiende en offergawes as 'n gesin gegee. Vir Kezia was dit egter nie genoeg nie. Van daardie dag af het Kezia se ouers begin om hulle kinders 'n klein, gereelde toelaag te gee, wat hulle aangemoedig het om God te onthou in hulle gawes. Ellen G. White sê dat kinders nie tevrede behoort te wees om geld by hulle vader of moeder te neem en dit in die kollekte te sit as 'n offergawe nie, wanneer dit nie hulle sin is nie. Hulle behoort vir hulle self te sê, sal ek gee van dit wat my niks kos nie? Deur die jeug 'n gereelde toelaag te gee en hulle te leer om te gee, help ons hulle om te leer om te gee, nie uit blote aandrif van die oomblik soos hulle gevoelens ontroer word nie, maar gereeld en stelselmatig. Terwyl ons tiendes en offergawes terugbring, laat ons die jonger geslag aanmoedig om God te vertrou in hulle finansiële lewe. Mag ons begeertes laaste stel en God eerste.